Ons lees die hoofstuk Die Alfabet van Oorvloed uit Die Alfabet van Oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. In hierdie COVID-19 afsonderingstyd word ons elke dag met allerlei feite en statistieke en wanvoorstellings en bangmaakstories gekonfronteer. Ons sit ingeperk in ons huis en maak staat op koerante, die televisie en aanlyn nuus om inligting oor te dra. Ons kan nie regtig waar en onwaar van mekaar onderskei nie. Soms pak 'n vrees vir die onbekende ons beet. Wat as? Vir klein kindertjies is dit selfs erger, want hulle verstaan veel minder as ons. Dis slaaptyd. Ek sit by my 7-jarige kleinkind in hulle nuwe huis. Ons lees Bybel en bid en lê dan sommer in die donker oor duitjies en daadjies en gesels. Raak jy maklik in jou nuwe kamer aan die slaap? Vra ek. Ja, kom die antwoord, behalwe wanneer my kop vol woorde is. Ek wonder, watter woorde woel nie alles in daardie koppie nie? Watter onuitgesproke vrese dra sy nie met haar saam nie? En wat kan ek tog doen of sê, selfs in my eie onsekerheid oor die dag van môre, om 'n klein dogtertjie te help om rustig en geborge aan die slaap te raak? Want selfs 'n volwassene se kop is vol woorde, vol bangmaakgedagtes, vol toekomsvrese. Waar lê die antwoord? Hoe kan ons waarlik rustig word terwyl daar geen waarborg is dat die toekoms goed en gaaf en gelukkig gaan wees nie? Die vrees vir die onbekende word nie verniet deur baie sielkundiges as die mens se mees fundamentele vrees beskou nie. Ek luister na die Stellenbosse Universiteitskoor se verwerking van Rika Rauch se bekende lied Die Gang. Na die woorde: diep in die donker gang het ek na iets verlang. Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring. Ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn. En soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai. Die antwoord op ons vrese lê nie in ons fisiese sekuriteit nie, ook nie in ons eie beheer oor elke faset van ons lewe nie. Ons enigste vaste sekerheid is Christus en sy beloftes dat hy ons nie na sy hemelvaart as weeskinders agtergelaat het nie. Sy Heilige Gees woon by ons in, en nie bloot as 'n gas of loseerder nie, nee, hy is 'n permanente huisgenoot. Deur al die lang donker ure van die nag is hy by ons. Ook wanneer 'n nuwe, onbekende dag se lig deurbreek en ons steeds bang en onseker is hy daar. God bepaal die ritme van die seisoene, van die eb en die vloed, van dag en nag. Sy vinger is die as waarop hy die aardbol perfek balanseer. Ons kan saam met Rika Rauch sing en weet, soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai. Daar is geen onsekerheid oor God se almag en soewereiniteit nie. Hy is in beheer. Daarom kan ons hart bedaar. Die woorde waarvan ons kop vol is, hoef nie sinonieme vir vrees te wees nie, maar vir kalmte, vertroue en stilte, rus en vrede. Psalm 63 se digter beamoed dit. As ek aan U dink op my bed, oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels, vers 7 tot 8. Ons angsroep word 'n vreugdekreet. Rumi, 'n Persiese mystikus, skryf, God se vreugde beweeg sieklies, soos reënwater tot diep binne in 'n blombedding, soos rose wat uitbeer bo kan die grond. Nou is die vreugde 'n bordjie rys en vis, dan 'n heuwel vol wingerd, dan 'n perd wat opgesaal word. Die vreugde kruip binne in al hierdie dinge weg, tot op 'n dag wanneer dit sigbaar en herkenbaar uitbreek en ons God self aanskou. Dit is die alfabet van oorvloed. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing.
Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.